Baie welkom. Hierdie pragtige geniet. Julle kan julle plekke ek wil pragtig julle geniet ongeluks maak. Ek weet dit is nie deel nie, maar dat julle so graag saam met ons sang, saam met hulle sang geweldig is. Baie welkom aan u almal. Dit is 'n pragtige dag. Die Here het ons tot hierdie dag toe gelei. Ons is hier vandag om getuies te wees voor God van die verbondsbeloftes van Gert van Rensen en sy 9 jaar. Dit is die dag wat die Here gemaak het, so ons begin ook hierdie oomblik om loof en prys. Ons doen dit saam staande met die sin van Psalm 33 vers 1 en 11 en dan kan julle dit plek. Psalm 33 vers 1.
Weer eens baie welkom, ook 'n spesiale welkom aan Gerrit en Sinay en die gesin wat hier is om hierdie dag saam te vier. Ons het net gesin vir die Here en Vader, hoor ons as ons nader met 'n diep ontzag. Slaan ons gunste gade, skenk ons die genade as ons op U wag. Kom ons doen dit ook. Kom ons roep die Here aan vir sy genade en bid om verseën oor die diens. Ons bid. Almagtige Vader, ons kom voor U op hierdie pragtige dag, U te loof en te dank. Dat U man en vrou geskep het in U beeld. En hulle aan heel begin vir mekaar gegee. En daarom het U die huwelike plaasgevind van daardie dag tot hierdie dag. En hier vandag mag ons U eer en verheerlik vir U verbondsliefde tot ons, waarop ons ook verbondsliefde en vrou aan mekaar mag beloof. Here, ons dank U vir hierdie twee kinders van U, Gerrit en Sinay, dat U hulle baie laat kruis het, sodat hulle mekaar mag leer ken en in mekaar leer ken ook groei en geloof en liefde vir U. Here, daar is so baie mense wat betrokke is om 'n persoon te vorm. Here, ons dank U vir almal, vir die paas en maas, wat hierdie twee kinders opgevoed het, in die vrees van die Heilige Naam. Here, ons dank U vir die kerk, vir die vriende, vriendinne. Here, vir so baie broers en susters in die kerk. En so kom ons tot hierdie dag, as getuies van hulle van ons beloftes en ons vra dat Here, U ons ook getrou daarin sal wees, dat ons nie hier net sit om te sien en te kyk, maar om getuies te wees, om hulle te help, om hulle lief te hê, om hulle te omring, ook in hierdie beloftes. Here, asseblief, wees teenwoordig in hierdie diens. Werk ook hier in die Heilige Gees. Dat dit 'n dag sal wees wat nie een van ons sal vergeet nie. 'n Dag sal wees, Here, waar ons ook na ons eie beloftes mag terugdink. Here, ons dank U vir die woord wat ons nou mag oopmaak. Sien die lesing van daardie woord. En mag dit ingang van ook in elke hart wat hier is, tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Die teks vir vandag se boodskap kom van Hebreërs 13. Ons lees vanaf vers 1 tot 8. Die teks gaan fokus op vers 5b en 6. Hebreërs 13. Ons lees vanaf vers 1 tot 8. Dis die woord van God. Die broederliefde moet bly. Vergeet gasvryheid nie, want daardeur is sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. Dink aan die gevangenes as of julle mede-gevangenes is, en aan die wat mishandel word, as mense wat self ook 'n liggaam het. Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees, en die wet onbesmet, want God sal oorreders en egbrekers oordeel. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees tevrede met wat julle het. Want hy het gesê, ek sal jou vergewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is my helper.
my helper, en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Jesus Christus is dieselfde, is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Tot sover die lesing van die woord, die teks fokus op vers 5b en 6. Vriende, collega's, broers en susters in die geloof van ons Here Jesus Christus, familie, gesin, ouers, geld en nee, wat 'n pragtige dag. Wat 'n geleentheid. Hierdie dag is eintlik die oomblik waarop die res van hulle lewens gebaseer gaan word. Dis eenvoudig die woord, ja. Ek sal. Dis al die beloftes wat hulle vandag gaan maak, wat op hulle huwelik gaan gebou word. En ja, die troubeloftes is pragtig. Want ek kyk vorentoe en sê ek gaan met jou bly tot die einde toe. Troubeloftes, hulle een predikant van ons, is nie 'n verklaring van heilige liefde nie, maar 'n bindende verbondbelofte van toekomstige liefde. Gerrit nee, julle gaan in 'n paar oomblikke beloof om mekaar nooit te verlaat nie. Soos die Engels sê, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish till death do us part. Waar sê hulle vir mekaar, dit kan my dalk kos meer as wat ek ooit gedink het. Meer as wat ek ooit kon voorstel selfs. Maar ek beloof om jou nooit te verlaat nie. Beloftes bind die toekomstige hartseer en moeilikheid van die lewe en die huwelik en die skoonheid en die pragt van die seremonie op hierdie dag. Vandag waar hulle hierdie beloftes, want die lewe van liefde, hierdie kant van die ewigheid, kan nie geleef word sonder dat dit op 'n belofte gebaseer is. Hierdie belofte wat hulle mekaar vandag gaan gee, gaan hulle vryheid gee om hulself te wees, om gebroken te wees, om sonde vir mekaar te bely. Dit gaan hulle sekuriteit gee, om nie bang te wees oor hulle eie sondes en swakhede. Hulle gaan nie bang wees oor die lyding wat gaan kom nie. Hoekom? Want hulle gaan terugkyk op die beloftes en sê, my vrou gaan my nie verlaat nie. My man gaan my nie verlaat nie. Maar hoe kan twee mense dit beloof? Hulle weet nie wat die toekoms dit hou nie. Ofwel, hoe in die wêreld kan enige twee mense dit vir mekaar sê? Ek sal jou lief hê tot die dood toe. Twee mense wat nie eens weet wat môre gaan inhou nie. Twee mense wat baie gaan verander oor die volgende 60 jaar as die Here dit vir hulle gee. Liefdes, hulle gaan dit sê, omdat God dit eers vir hulle gesê het. En hy het die toekoms, jou verlede, jou diepste gedagtes, en hy verander nooit nie. Ons maak hierdie beloftes die huwelik nie op die grond van ons kennis van die toekoms nie, maar op grond van die een wie die toekoms ken.
En wat hulle al beloof het in die dood, dat wat ook al gebeur, hy altyd daar sal wees. Hy altyd hulle sal lief hê. Hy altyd hulle krag sal wees. Hy altyd daar sal wees om hulle te troos. Ja, die lewe is geleef op grond van beloftes. Dit kan nie anders. En God in Christus kom na hulle toe en hy sê in die woorde van ons teks, ek sal jou nooit vergewe en jou nooit verlaat nie. Hoe kan hy dit sê? Want hy, Jesus Christus, was self verlaat deur die Vader, sodat hy, jy en ek seker kan wees dat niks ons van hom kan skei nie. Die sonde, die verdriet, die lyding, die pyn, selfs nie die dood nie. En my gebed is dat sy liefde Gerrit se liefde sal wees vir sy net. Jesus se liefde, sy net se liefde sal wees vir Gerrit. Want dan kan hulle van mekaar sê dat geen sonde, verdriet of lyding my ooit van jou sal sê nie. Want ek het jou lief met die liefde van Christus. Omdat hy my eers lief gehad het, en ek jou nou lief. Ek sal jou nooit vergewe of verlaat nie. Wat 'n pragtige ding van God vir ons dit te sê. Nooit. Twee mense kan dit sê nie. Hoekom? Ons gaan sterf. Ons sal nie jammer wees ook. Ons kan herken wat daar sal wees weer die toe. Nooit sal ek jou verlaat. Daar die beloftes help ons en laat ons op voluit te lewe. Innig liefde, swaar kry te bedien en kwesbaar en eerlik te wees. Sonder 'n belofte, as ons eerlik is dit moeilik om heeltemal jouself te wees. Nie waar nie? Ek dink dit is wat dating en courtship so moeilik maak. Jy sit jou beste voet voor en jou voor. Want jy is bekommerd, as jy met die ander goed begin, dat hulle met albei voet gaan na weggaan. En dating, vooral, in die begin, twyfel ons dit was. Wie waar nie? Sal hy weggaan? As ek nie meer die persoon is wat ek vandag is nie, oud en grys. Sal hy my verlaat? Sal sy my verlaat wanneer sy uitvind wie ek werklik is? My gedagtes, my sonde, my geboorte. Sal sy wegloop as ek nie vir haar kan voorsien nie soos sy wil hê? Wat is ons nie saamstem nie? Wat sal gebeur? Is dit nie wat die verhouding moeilik maak voor die belofte en die huwelik gegee word nie? Mense span. Daar's niks om die twee by mekaar te hou nie. Maar hoe meer die verbintenis kom, hoe dieper die beloftes wat gemaak is, hoe meer oop en eerlik word die verhouding en hoe meer kragtig word dit. Hoe meer word die twee een. Hoe minder leef ons uit die vlees uit. Maar ons leef uit grond van die beloftes van vandag. So Gerrit as nee, wees oop, wees eerlik, wees kwesbaar. Jy kan dit wees. Omdat jy of julle mekaar vandag al die beloftes gee. En dit is as gevolg van die belofte van God, dat die skrywer van die Hebreërs voortgaan om die volgende te sê. Hy sê, ek sal jou nooit vergewe en jou nooit verlaat nie. Dit is God se belofte aan ons. En John is daar die kragtige woord daarom. Omdat God dit eers vir ons sê, daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is my helper en ek sal nie vrees nie. Wat sal
absolute toewyding van God leef ons nie meer in vrees nie. Vrees vir wie ons is, vrees vir die toekoms, vrees vir die verlede, vrees om alleen te wees, vrees vir die dood, geen vrees. Die absolute belofte se aanwending van Jesus Christus. In hom het elkeen van ons wat in hom glo, alles wat ons nodig het, om heeltemal en totaal ons lewens neer te lê vir mekaar, veral in die huwelik. Ons is vrygestel om onsself heel en al te gee in liefde aan mekaar. Ons kan dieselfde liefdevolle verbondstoewyding wat God eers aan ons wys aan mekaar wys. Die vraag wat ek baie keer paartjies vra in huwelike assosiasie, en dis een van die eerste klasse wat ek gee, is om 2 paar vrae te skryf oor hoekom hulle vir mekaar lief is. So vra Gerrit, as jy lief is vir Sine, hoekom is jy lief vir iemand? Hoekom nie een van die ander 4 miljoen man in die wêreld nie? Hoekom kies jy nie? Nou, wanneer jy die vraag van 2 mense wat verlief is duidelik dat sommige nooit geleer het hoe lang 'n paragraaf moet wees nie. Partykeer is dit goed. Maar een van die dinge waarna ek nie die antwoord het, waarvoor ek nie die antwoord luister, is dat hulle Christus in die ander persoon sien. Ek is lief vir jou. Dat jy my beter die siel van Jesus Christus gemaak het. Jy lyk my goed toe, nie na jouself toe. Jy probeer nie altyd die Here te wees nie. Jy wys verby jouself na Christus toe. Hulle het geslaag. Hulle het mekaar gesien. En so is ons hier op hierdie dag. Hoekom vra ek dit? Want ek wil hê, hulle moet nie bely, dat sy nie bely, dat Gerrit die uiteindelike helper sal wees nie, maar die Here. En dat sy nie uiteindelik, dat sy nie vir Gerrit die uiteindelike helper sal wees nie, maar die Here. Soos dit sê, ons sê met vrymoedigheid, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie, wat sal 'n mens doen? Wat sal 'n mens aan my doen? Raai waar anders daardie woord helper opkom in die skrif. Ja, by die eerste huwelik. Wanneer God oor die vrou sê vir Adam, ek sal vir jou 'n helper maak wat geskik is. Ons dink dikwels dat die woord miskien helper in herhalende terme is vir die rol van die vrou. Maar hier gebruik die Here die woord vir homself. Ek gaan jou helper wees. Hy is die uiteindelike helper. Hy is die een waarna elke huwelik wys, toe hulle as Gerrit sy liefde lê hy sy lewe neer vir haar, soos Christus sy lewe neergelê het in die kerk. En as hy Gerrit as 'n helper bystaan, doen hy dit, soos Jesus Christus ons altyd bystaan, as ons helper, sodat ons nie hoef te vrees nie. Hy is die een wat perfek by sy bruid pas. En so elke huwelik verwys na hom. So ook, jy sien, om al jou hope en drome van tevredenheid en geluk op jou huwelik te plaas, sal die huwelik en jou hope en drome breek. Dit sal te veel wees vir 'n huwelik
maar dis nie te veel vir die Here om te dra nie. As jou hoop en drome ongevind word, as jy jou hoop in hom vind, dan is daar geen moeilikheid dat sy wysheid nie kan ontrafel nie. Geen gebrokenheid wat hy nie kan genees nie. Geen swakheid waarvoor sy krag nie genoeg is nie. So, mag hulle elke dag opstaan en mag jy elke dag opstaan met die woorde, die Here is my helper. Ons gaan hierdie dag in met hom, hierdie jaar in met hom, hierdie week in met hom, hierdie huwelik in met hom, en hy is ons helper. En as hy ons helper is, dan kan ons nie vrees nie. As daar 'n probleem is in die huwelik, gaan jy nie direk self 'n oplossing vind nie, maar jy gaan op jou knieë saam in gebed. Dit beteken as 'n mens moeg van die werk afkom, en jy wil gewoon op die bank sit en 'n dop drink, gaan jy eers daar in die kar bid. En hierdie is onthou. Here, U is my helper. Help my vrou en my man te dien. Soos ek dit bid, al voel ek nie so nie. As dit beteken wanneer jy 'n kind kry wat dwaal, gaan jy eers op jou knieë bly op grond van sy beloftes en sê, Here, U is ons helper. Nooit sal U my verlaat nie. Want die een ding wat ewig is in hierdie huwelik, van hierdie egpaar wat julle vandag gaan sien, is nie die huwelik self nie, maar die liefde van Christus wat in hierdie huwelik en tussen hierdie twee gedeel word. So, wanneer mense daai twee paragrawe skryf oor hoe jy mekaar liefhet, kan jy sê ek is lief vir jou paar, omdat jy so mooi is en omgee en vriendelik is en jy laat my spesiaal voel. Ek is lief vir jou want jy is so 'n gentleman, hardwerkend, en plus hy's ryk. Nee, niemand het dit ooit gesê nie. Ek sê dit. Maar my punt is, dit is alles wat kan verander. Wat as sy nie meer mooi is? Wat as sy nie meer omgee of vriendelikheid kan betoon nie? Wat as sy jou nie laat voel wat jy nou voel nie? Sal jy haar lief hê? Wat as jy nie meer haar aantrek nie? Wil jy sorg soos hy vandag vir jou wil sorg? Sal jy hom steeds lief hê? Die Christen kan absoluut die ja sê dan. Absoluut. Want die fundament van my liefde is nie haar liefde of sy liefde vir my, maar Christus se liefde vir my. En dit is die punt wat die hele boek van Hebreërs lees. As jy die Bybelboek wil lees, dan lees die hele boek van Hebreërs. Die hele boek van Hebreërs probeer seker maak om ons te wys, sy belofte is seker, sy liefde is absoluut, sy vergifnis is volmaak. Jesus is ons beter hoop, Jesus is die beter verbond, Jesus is 'n beter offer, hy gee ons 'n beter land, Jesus is beter, hy is beter as die engele. Hy is beter as die profete, hy is beter as Moses, hy het 'n beter priesterskap as Abraham se. En die nuwe verbond is beter as die ou verbond, want ons moet antwoord nie. Sy bloed is beter as die bloed van die bolse van die bloed van bokke. Hebreërs wys ons weer en weer op elke manier en in elke draai, Jesus is beter. En omdat hy vir ons is, kan ons nou 'n lewe van liefdevolle gehoorsaamheid lewe, 'n liefde in die huwelik, 'n liefde wat die huwelik weerspieël. So, gaan voort die res van julle lewens in. En vrees vir niks nie. Nie vir die toekoms nie,
sy kinders. Nooit sal ek jou verlaat nie. Nooit. So kan ons 100% toegewy wees en hom volg in die gewone lewe. En ons het nie die hele stuk van Hebreërs 13 gelees nie. Maar Hebreërs 13 gaan oor daardie gewone lewe. 'n dienende lewe. Soos ons sien in die vers voor die teks. 'n lewe van gasvryheid, 'n lewe van omgee vir die minste, 'n lewe waar die huwelik en heilig gehou word. En na die teks wat ons gelees het, ook 'n lewe wat toegewy is aan die kerk, gegrond in die waarheid. 'n lewe geleef in die lig van die evangelie. Gerrit sê nee, mag julle lewens so geleef word. Hy is jou hand. Gaan na hom toe. Elke dag. Hoor sy stem. Elke Sondag. Vertrou. Wees toegewy aan hom. En dan sal hierdie huwelik, julle huwelik, 'n ongelooflike pragtige prentjie wees van ware liefde. Nie menslike liefde, maar goddelike liefde. Al verander julle, sal hy nooit verander nie. Hy is dieselfde, gister, vandag, tot in ewigheid. Amen. Kom ons sing en antwoord op die woord van God. Ons Skriftuin 24, ons sing van vers 1 en 2. Skriftuin 24, ons sing van vers 1 en 2, geseën sy oor alle dinge, die ewige God en Vader hy. Die God en Vader, hy het in die hemel seëninge vir ons in Christus toeberei. Skriftuin 24 vers 1 en 2. Kom ons bid saam. Heilige God en Vader, ons kom voor U in die naam van die Heilige Jesus Christus. Wie ons
ons nooit sal vergeet en nooit sal verlaat nie. Daarom gaan ons hoor sonder vrees. Here, ons bid as ons nou getuies mag wees van ons beloftes wat Gerrit en Sine vir mekaar sal maak, dat ons onsself aan U sal verheerlik, dat ons hierdie beloftes vir mekaar kan maak as gebroke mense. Weet jy, dat ons mekaar mag lief hê met U liefde. 'n Liefde wat altyd daar is, nooit verander nie. 'n verbondsliefde. En ek bid dat dit die liefde sal wees wat Gerrit en Sine met mekaar sal deel. Vanaf wanneer hele hierdie beloftes maak, tot die dag wanneer U terugkom, wie dood hulle skei. Ons bid in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou oor na die huweliksbevestiging. Voor ons daar kom, wil ek graag die formulier lees, soos dit opgestel is in ons kerke, sodat ons ook mag weet wat hier aangaan, wat ons oor die huwelik glo. Die kerkraad het nou reeds 2 maal aan die gemeente bekend gemaak dat Gerrit Prinsen en Sine aansoek gedoen het dat hul huwelik in die kerk bevestig word. Omdat die gemeente geen wettige besware hierteen ingebring het nie, kan ons in die naam van God nou oorgaan tot die huweliksbevestiging. Kom ons luister eers na wat die skrif ons leer oor die instelling van die huwelik. Dit het God behaag om die huwelik in te stel en dit moet daarom deur almal geëer en gerespekteer word. Nou dat God ons Vader die hemel, nadat God ons Vader die hemel en die aarde en alles wat daarin is geskaap het hy die mens na sy beeld geskaap. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Toe die mens geen hulp kon vind wat by hom pas nie, het die Here God 'n diep slaap oor die mens laat val. En terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God hou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my bene en vlees van my vlees. Sy sal man genoem word, want sy is uit die man geneem. Dan sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aanneem, en hulle sal een vlees wees. Daarom glo ons dat die Here tot vandag toe man en vrou aan mekaar gee. En aangesien hulle deur sy hand verenig word, sal dit hulle in hierdie lewe skei nie. Dat die huwelike instelling van God is en nie verbreek mag word nie, getuig ons Here Jesus Christus ook, as hy in Matteus 19 vers 6 sê, wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Aangesien God die huwelik so sterk gemaak het, haat hy egskeiding. Dit word duidelik uit Jesus Christus se woorde in Matteus 19 vers 9. Maar ek sê vir julle, elkeen van sy vrou skei, behalwe oor hoerery en met 'n ander vrou pleeg egbreek. Omdat God op kruis het verbied, moet elke man sy eie vrou hê en elke vrou haar eie man. So moet ons liggame bewaar word as tempels van die Heilige Gees en mag ons God deur ons liggame verheerlik. Die apostel Paulus leer ons dat die eenheid tussen man en vrou in die huwelik 'n dieper betekenis het. Hy praat van 'n groot geborgenheid in die oog op Christus in sy gemeente. Soos Christus die hoof van die kerk is, soos die man die hoof van sy vrou. Christus het sy kerk tot die einde toe so lief gehad, dat hy homself vir haar gegee het, sodat sy heilig en rein kan wees. Net so moet die man sy vrou soos sy eie liggaam liefhê, haar sorg en haar beskerm. Soos die gemeente hom deur Christus laat lei, so moet die vrou haarself aan die liefdevolle leiding van haar man toevertrou. Sy moet hom respekteer en die voorbeeld volg van die heilige vroue wat op God vertrou
oorwinninge vergewe. Vir die enige liefde sal hulle toenemend in hulle huwelik die eenheid van Christus in sy kerk uitdeel. Vanweë die sonde sal die getroudes, bekommernisse, moeite en verdriet nie vryspring nie, maar hulle mag lewe in die vertroue dat die Here hulle as erfgename van die lewe in sy vaderlike hand sal help en beskerm, selfs wanneer hulle dit die minste verwag. Om godvreesend die huwelik te kan lewe, moet u weet met watter doel God die huwelik ingestel het. Ten eerste, man en vrou moet in opregte liefde en heiligheid saam lewe. Die een moet die ander getrou help en bystaan in alles wat tot die tydelike en ewige lewe behoort. Ten tweede, die menslike geslag moet deur die huwelik gebou word. Ouers moet hulle kinders, indien die Here hulle daarmee seën, in die ware kennis en vrees van God opvoed tot sy eer en tot hulle saligheid. Vra nou, Gerrit, as jy sal voor toe kom en voor die kerk staan. Bruidegom en bruid, luister nou wat die Here in sy woord aan u vra in die huwelik. Bruidegom, u moet weet dat God u as hoof van die vrou gestel het. U moet die vrou lief hê, soos u eie liggaam, soos Christus sy gemeente lief het en homself vir haar geoffer het. U moet haar verstandig lei, onderrig, betroos en beskerm. Leef verstandig met haar en eer haar, aangesien sy mede-erfgenaam van die ewige lewe is. Indien jy dit doen, sal die gebede nie verhinder word nie. Jy moet hard werk, sodat jy die huisgesin kan onderhou en ook iets aan die hulpbehoewendes kan gee. Bruid, jy moet iemand lief hê en aan hom onderdanig wees, soos die kerk aan Christus onderdanig is. Aanvaar sy leiding en help hom in alle goeie dinge. Jy moet aan die gesin en huishouding die regte aandag gee. Verder moet die ingedoen, eerbaar en heilig in liefde lewe. Help mekaar en wees trou aan mekaar. Verrig die roeping wat God aan u opdra in die kerk en die wêreld met ywer. Glo in God se beloftes. Welgeluksalig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy eer wandel. Die opbrengs van jou hande sal jy seker gee. Gelukkig is jy en dit gaan goed met jou. Gerrit van Benson, en sy neem nou. Nou dat jy weet dat God die huwelik ingestel het en wat hy daarin beveel, getuig u voor God en almal wat teenwoordig is, dat dit u opregte voorneme is om so te lewe en begeer dat u huwelik nou besluit en bevestig sal word. Gerrit van Benson, wat is hier op die antwoord? Ja. Hy werk. Die neem wat hier op die. Ja. Verklaar u, Gerrit van Benson, dat sover jy dit weet, daar regtens geen beletsel is teen u oorgenome huwelik met jammer. Ek wil die regte lees. Verklaar u, Gerrit van Benson, dat sover u dit weet, daar regtens geen beletsel is teen u oorgenome huwelik met sy naam hier teenwoordig nie. En dat u almal hier teenwoordig roep om getuie te wees dat u sy naam u wettige vrou
hier op een. Ja. Verklaar u, sien jy ja, dat sover u dit weet, dan regtens geen beletsel is teen u voorgenome huwelik met Gerrit Prins hierteenwoordig nie. En dat u almal hierteenwoordig roep om getuies te wees dat u Gerrit Prins tot u wettige man neem. Wat is hier op u aan? Ja. Ek vra nou dat jy mekaar die regte antwoord gee. Ja, die is trou. Ek dink dit is 'n groot verskil. Gerrit Prins, word ek almal teenwoordig verklaar dat u is die jaar as u wettige vrou neem. Beloof u dat u haar nooit sal verlaat nie, dat u haar sal liefhê en getrou sal onderhou, soos 'n getroue en godvreesende man aan sy vrou verskuldig is. Beloof u verder dat u heilig met haar sal lewe en haar in alles getrou sal bly, ooreenkomstig die uitspraak van die heilige evangelie. Gerrit Prins, wat is hierop u antwoord? Sien jy ja? Jy het hier voor God en almal teenwoordig verklaar dat u Gerrit Prins as u wettige man neem. Beloof u dat u hom sal liefhê, gehoorsaam sal wees, hom sal dien en help en hom nooit sal verlaat nie. Beloof u verder dat u heilig met hom sal lewe en hom in alles getrou sal bly, soos 'n vrome en getroue vrou aan haar man verskuldig is, ooreenkomstig die uitspraak van die heilige evangelie. Neem na wat is hier op u. Ek verklaar nou dat Gerrit Prins is net my haar hier teenwoordig regtens getroud is. Mag die Vader van alle barmhartigheid, wat u deur sy genade tot hierdie huwelik geroep het, u met opregte liefde en trou verbind en u sy seën gee. Amen. Kom ons staan en nou saam en verheug onsself in die pragtige beloftes met die sin van Psalm 100 vers 1, 2 en 3.
Gerrit en Luister, gee u hierdie ring as 'n teken van u verbondsliefde vir Sinene. Sinene naam, gee u hierdie ring as 'n teken van u verbondsliefde vir Gerrit. You may now kiss the bride. Gerrit en Sinene van Vincent, omdat daar in homself niks goed is nie, versoek ek u om neer te kniel voor die Here, sodat ons almal saam met u kan bid, sodat hy u in staat kan stel om die beloftes na te kom en u sy seën kan gee. Die speaker is nog vaak verhoor. Almagtige God en Vader, u het reeds in die paradys gesê dat dit nie goed is dat die mens alleen is nie. Ons dank en loof u dat u hierdie broeder en suster aan mekaar gegee het in die huwelik, sodat hulle een mag wees. Ons bid u, gee hulle u Heilige Gees, sodat hulle in ware en vaste geloof volgens u wil sal lewe. Help hulle om die mag van die sonde te weerstaan en in heiligheid voor u te lewe. Verhef die aangesig oor hulle en lei hulle in voorspoed en teëspoed aan u Vader aan. Seën hulle ook, soos u die gelowige vaders Abraham, Isak en Jakob geseën het. Aangesien hulle mede-erfgename is van die verbond wat u met hierdie vaders gesluit het, bid ons dat u aan hulle die genade sal verleen om hulle kinders, as dit u behaag, om die aan hulle te gee, Christelik op te doen, tot eer van u heilige naam, tot opbou van u gemeente en tot uitbreiding van u heilige evangelie. Gee dat hulle tot eer van u en tot seën van hulle naaste in gemeenskap met Christus mag lewe en in opregte liefde trou aan mekaar sal bly. Laat hulle saam met die hele kerk uitsien na die groot dag van die bruiloft van die Lam. Verhoor ons, Vader van alle barmhartigheid, deur Jesus Christus, die geliefde Seun, ons Here, wat saam met u en die Heilige Gees leef en regeer. Ons Vader, wat in die hemel is, laat u naam heilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood, en vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergeef. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want u oor die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Mag die Here God u met sy genade vervul en gee dat u in alle tot saligheid en liefde saam verbind, mag en heilig mag lewe. Amen. Kom ons staan dan nou wat ons saam en sing as ons almal nie 'n gebed ook wat ons oor hierdie echtpaar sal sing, Psalm 134 en sing van vers 4 as ons saam doen. Psalm 134 is 'n nie. Goed. Okay, jammer, ek het dit nie daar. Psalm 128 vers 1 en 2. Dankie.
program en ek wil graag ons ouderlinge huis onderhoud vorentoe mooi om daai geskenk aan die echtpaar te gee. Goedemiddag almal. Gert en Sinay. Ek wil julle baie geluk toewens op julle troubelofte. Namens die Kerkraad en die gemeente wil ek vra vir my Bybelgie as geskenk gebruik het. Mag julle groei in die kennis en die geloof van die Here. Mag julle ook groei in julle verhouding, in liefde en geloof. Die Here is julle helper. Dis op vanmiddag wat hoor. Mag die Here julle seën op julle huweliksmaat. Mag julle baie vreugde ervaar. Baie geluk. Okay, dan net gou 'n paar afkondigings. As ons asseblief buite die hek van die kerk beweeg, die konfetti te gooi. So dis buite die hek van die kerk, die konfetti te gooi. Kyk asseblief daai konfetti, ons gooi lekker. Dan sal sy net geld en agterbly om die huweliksregister te teken en dan sal hulle ons ook daar doen. Daardie konfetti kan ek nie na die venue beweeg. En die bruidegom gesin as julle asseblief sal agterbly vir 'n paar foto's voordat julle ook na die onthaalmenu beweeg. Dit is alles van my kant.